Die koerante is deesdae vol goed wat gaan oor ons geldsake. Die ouens wat weet sê, ons landse mense bekommer hulle oor hulle finansies. En hulle sê, omdat ons oor die algemeen te min spaar in hierdie land, en ons geldsake oor die algemeen te swak beplan. Te veel van ons leef te lekker, bo ons vermoë. In ander woorde, ons leef op skuld. Die Bybel sê nogal baie oor ons geldsake, en hoe ek en jy elke dag met ons geldsake omgaan. Ek dink daarvoor is die rede dat God oor ons geldsake bekommerd is, en daarvoor omgee. Maar dit sê ook iets van hoe ek en jy met ons lewe elke dag omgaan, wat vir ons regtig belangrik is. Hoe jy jou geld hanteer, sê vir jou wat is regtig belangrik in jou lewe, en waar lê jou waardes. Die Bybel sê mos, waar jou skat is, sal jou hart ook wees. Ons kyk vandag na 7 beginsels oor ons geldsake. En die eerste ene is, God is ons bron. Jakobus 1 sê, elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Deuteronomium 8:18 sê, jy moet die Here jou God nie vergeet nie, want dit is hy wat jou die krag gee om rykdom te verwerf. Ons dink mos baie keer, dis my geld. Ek het gewerk hiervoor. Ek moet net maak wat ek wil. Maar ons vergeet dat die Here ons die krag gee. Dis hy wat in en deur jou en my die vermoë werk om te kan geld genereer. Hy gee jou idees, hy gee jou insig. Moet hom nie vergeet nie. Die beginsel wat hierna kom, gaan oor vergenoegdheid. Dis 'n moeilike een. Om regtig met wat jy het vergenoegd te wees. Filippense 4:12 sê hieroor, I have learned, die Engels sê, I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Vergenoegdheid sê dat ek dankbaar en tevrede is met hoe die Here nou in my lewe op hierdie oomblik voorsien, wat ek nou het. Dit sê nie, ek wil nie graag meer hê nie. Dit sê nie, ek het geen ambisie nie. Maar sê dat wat ek nou het, is ek mee tevrede, en ek deel en ek werk daarmee. As mens God as jou bron erken, en jy sê, Here, wat ek het, is ek regtig waar vergenoegd, kan jy ook leer wat nommer 3 vandag sê. En dit sê, vereer die Here. Vereer die Here deur te gee. Spreuke 3:9 sê hierdie woorde, vereer die Here met offerandes uit wat jy besit, en met die beste uit jou oes, dan sal jou skure oorvol wees, en jou parskuipe oorloop van wyn. Malagi sê ook, bring na die skatkamers toe die volle 10de, en dan sê hy, toets my hierin, sê die Here. Dis al vers wat die Here sê, toets my. Toets my, of ek nie vir jou gaan voorsien, vir jou gaan reën gee, vir jou gaan sorg en daar gaan wees vir jou nie. Nou in my lewe het my ouers vir my hierin 'n voorbeeld gestel, om gereeld en getrou te gee. Maar ek kan ook vir jou vandag sê, dat ek dit ook op my eie lewe elke dag ervaar. Dit lyk vir my, hoe meer ek vir die Here gee, hoe meer sorg die Here vir my, en hoe meer voorsien die Here vir my. Dit bring my uit by nommer 4 van ons gedagtes vandag, en dit gaan daaroor om te kan begroot, dat dit wys is om te begroot. Nou begroting sê eenvoudig, dat ek my uitgawes beplan, dat wat ek uitgee en wat ek inkry, met mekaar in vergelyking sal kom. Ek kan nie uitgee bo wat ek inkry nie. Spreuke 27 sê vir ons baie mooi in die Engels, hy sê, riches can disappear fast, and the king's crown doesn't stay in his family forever. So watch your business interests closely and know the state of your flocks and your herds. Hy sê ook, wat hardwerkende mense beplan is nuttig, maar elkeen wat oorhaastig is, stuur af op gebrek. En dit bring my uit by nommer 5 vandag. Die 5de beginsel sê, spaar. Ja, spaar. Ons land het een van die laagste spaarkoerse in die wêreld. Hieroor sê Spreuke 6 vir ons, gaan na die muur, kyk hoe hy werk en leer by hom. Hy het nie 'n leier nie, nie regerder of opsigter nie, maar tog maak hy
kosvoorraad reg in die somer. Hy versamel vir hom voedsel in die oestyd. Spreuke 21 sê ook verder, the wise man saves for the future, but the foolish man spends whatever he gets. So ek en jy moet beplan vir die toekoms, begroot en spaar. Maar jy moet ook hierin 'n balans vind. Jy moet kan spaar en kan begroot, maar vind 'n balans hierin. Want mens kan ook by die plek kom waar jy jou hoop op al hierdie goed bou. Jy sê, ek bou my hoop op my beleggings, my inkomste, my pensioenfonds en ek vertrou, dit gaan vir my werk. Maar Paulus sê, bou jou hoop op God, nie op jou inkomste nie, nie op jou rykdom nie. Hy sê dit baie mooi hier in 1 Timoteus 6 vers 17a. Hy sê, die wat in die wêreld ryk is, moet jy waarsku, om nie hooghartig te wees nie. Hulle moenie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom vestig nie, maar op God. God bly ons bron. God by die plek waar ons op hoop. En ek moet leer om te begroot, om te spaar, om op God te hoop. Maar ek moet ook leer om met balans te leef. Ek ken mense wat net spaar. Hulle hou nooit vakansie nie, hulle eet nooit uit nie, hulle gaan nooit uit nie, hulle spaar net. Die Bybel sê ook, jy moet geniet wat jy het. En dis nommer 7. Dit kom weer eens voor hierso by 1 Timoteus 6 waar hy sê, onthou, vestig jou hoop op God, wat aan ons alles ryklik gee om te geniet. God gee aan jou en my om te geniet. God se woord sê, wat jy het, geniet dit ook. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons kan saam wees en hierdie week kan dink en kyk oor ons geldsake. Iets waarmee van ons miskien baie sukkel. Waarvan ons miskien angstig en bekommerd raak. Here, leer ons om te beplan, te begroot, te spaar, maar ook om te geniet. Dankie daarvoor, Here. Amen. Lekker gesels by die groep nou verder en geniet die aand. Baie dankie.